Ek het verlede week begin met 'n reeks oor liggaamlike en geestelike fiksheid. En dit sal vir 'n klompie weke aangaan. Vandag wil ek spesifiek met jou praat oor hierdie twee begrippe, liggaamlike en geestelike fiksheid. 1 Timoteus 4 vers 8 skryf Paulus hierdie woorde: Liggaamlike oefening het wel waarde, maar geestelike oefening is baie belangriker. Nou wanneer Paulus hierna oefening verwys, beide liggaamlik en geestelik, gebruik hy die Griekse woord gymnase. Jy kan dadelik dink watter woorde in Afrikaans hiervan afgelei is, onder andere ons woord gimnasium en gimnastiek. Nou kom ons praat 'n wyle oor Paulus se verwysing na liggaamlike oefeninge. Dis baie duidelik dat Paulus nie negatief oor liggaamlike oefening en liggaamlike fiksheid praat of dink nie. Trouwens, die Bybel praat nooit negatief oor ons liggame nie. Sommige gelowiges heg tradisioneel 'n onderliggende negatiewe konnotasie aan hulle liggame. Die rede daarvoor is dat die begrip vleeslik in die Bybel se muur met liggaamlik gelykgestel word. Wanneer die Bybel die woord vleeslik gebruik, verwys dit gewoonlik nie na die menslike liggaam nie, maar na ons sondige menslike natuur. Dis daardie natuurlike sondige geneigtheid wat weens die sondeval by ons almal aanwesig is. Hierop maak die Bybel en veral Paulus ons gedurig attent. Hierdie ingebore sondige natuur of geneigtheid is in stryd met ons geestelike mens wat deur die Here wederbaar en nuut gemaak is. In hierdie sin is die vleeslike dan ons vyand. Is dit sleg en moet ons voortdurend daarop let dat die vleeslike, met ander woorde ons sondige natuur, nie die oorhand in ons lewens kry nie. Die leiding van die Gees staan teenoor hierdie geneigtheid van die vlees en die vrug van die Gees teenoor die werke van die vlees. Dit leer ons in Galasiërs 5 vers 19 tot 22. Aan die ander kant sê Paulus egter dat liggaamlike oefening wel waarde het. In vergelyking met die waarde van geestelike oefening is dit egter beperk, aangesien dit net voordeel inhou vir hierdie lewe, terwyl die waarde van geestelike oefeninge verder as net hierdie lewe strek. In 1 Timoteus 4 vers 8 heg Paulus egter wel waarde aan liggaamlike oefening, maar wil ons laat verstaan dat geestelike fiksheid veel groter betekenis en ewigheidswaarde het. Elke faset van die mens het oefening nodig, fisies, verstandelik, geestelik. God het ons so gemaak. 'n Mens kan in geen opsig jou volle potensiaal bereik as jy nie elke aspek van jou menswees oefen nie. Reeds voor geboorte sal die fetus kort in die moeder beweeg, sodat die liggaampie begin oefening kry as deel van sy ontwikkeling. 'n Babietjie in die wiegie sal gedurig met die armpies en beentjies beweeg as hy wakker is. Van kleins af stimuleer ons spontaan ons kindertjies se brein en liggaamsfunksies. Daar is geen twyfel dat die mate van korrekte liggaamlike en breinstimulasie ons kinders se potensiaal, intelligensie en uiteindelike prestasies in die lewe grootliks bepaal nie. Ons moet besef dat ons in ons tyd meestal weinig natuurlike oefening kry. Tot 'n geslag of 2 gelede is mense se liggame op 'n natuurlike wyse geoefen, het hulle oefening gekry. Hulle moes meestal te voet loop waar hulle ook wou gaan. Trouwens, in die skrif is daar aanduidings dat Jesus soms meer as 30 km per dag geloop het. Daarby het die meeste mense heeldag liggaamlike arbeid verrig. Enige persoon wat in 'n gesondheidsberoep staan, sal jou kan vertel hoe belangrik dit is om jou liggaam die nodige oefening te gee. Liggaamlike oefening is nie ongeestelik nie. Die Bybel is duidelik genoeg daaroor. Onthou Paulus se woorde in 1 Korintiërs 6 vers 19 dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, U het ook my liggaam geskape en ek het 'n verantwoordelikheid om mooi daarna om te sien. Ek is ook geroep om hierin 'n goeie rentmeester te wees. Amen.